Toe het ek my loopbaan begin en ek was in die woestyn, letterlik en figuurlik vir 'n tydperk. My vrou daar ontmoet, vat haar maar saam. Vandag het ek die voorreg, daar sit my seun, sy seun daar regs en my kleinkind, so 'n baie bevoorregte gesinslewe. Maar ek is in die army en word in 'n stadium deur die weermag gekeur. Ons moet iemand kry wat ons eie mense kan help, sielkundig en in welsyn. En daar gaan lê ek as 'n kaptein vir 3 jaar op universiteit en kwalifiseer toe en kry toe later aan my honeursgraad en kry toe later aan my M-graad en het daar 'n breuk gekom in my hele benadering van my wese. Ek het toe die weermag verlaat, by 'n organisasie aangesluit, Woord in Aksie, waar ons kampe gehou het, 4 jaar. Het ek weer by hierdie breuk uitgekom, waar ek so 'n stop in my lewe gekry het. You only grow in your zeros, as dit 'n groeitydperk vir jou. Jy groei nie, as dit lekker voorspoedig gaan met jou nie. As dit finansiëel voorspoedig gaan, as dit andersins voorspoedig gaan, don't waste your cancer. There's somebody that wants you to grow through that. Want die hele proses in daardie boek van my ook gaan oor groei en ontwikkeling. Kom net en kry net iewerste 'n situasie net vorentoe. Al is dit net wat jy môre kan gaan doen, of vir iemand gaan doen, of fokus net op iets groter as jy. As iemand nog met 'n trauma situasie, of uit 'n huwelik uit, of uit die weermag uit, of uit die politieke situasie gekom het, kry net klaar daarmee. Die beginsels van oorlog voer. Watter beginsels het ons in 'n situasie ingegaan, in 'n geveg ingegaan, in 'n lewensgevaarlike situasie? Ons kan nie by 'n situasie vashou nie, maar daar kom 'n lyn waar jy moet oorgaan na 'n nuwe lewe in 'n nuwe wêreld toe. En watter lesse haal ons daaruit? Maar daai lesse is nie ter wille van die lesse daar nie. Daai lesse is ter wille van wat hier moet gebeur. Seker maak dat elkeen aan 'n kant hierdie lyn is. Anderste, en ek maak 'n uitspraak, you ain't gonna make it. En daar's baie mense wat nou terugkyk en sê, nee, julle het seker nou al baie belydenis gedoen oor die verkeerde besluite wat julle daar gedoen het, oor die apartheidsjare en oor al daai goed. Don't look back. Dis nie waar nie. Ek het nie geveg vir 'n saak wat ek nie aangeglo het nie. Reg of verkeerd, met die lig wat ek in daai tyd gehad het, was ek bereid om my lewe te gee vir daardie saak. Nou, hoe lyk ons toekoms? En watter beginsels haal ons hier uit? Die eerste een wat ek vir my neergeskryf het is, behou hoë grond. Is 'n groot weermag beginsel, aanpasbaarheid. Daar's mense wat nog vasgehaak het hier. Dis nog Verwoerdburgstad, dis nie Centurion nie, dis Oos-Transvaal en Wes-Transvaal, dis nie daardie snaakse name nie. Ons kan nie daar vashaak nie. En daai wêreld gaan al hoe meer verkrummel. Don't go there, moenie daar bly nie, gaan vorentoe. Ons sal moet begin verstaan oor die 2 lewens waarin ons nou in beweeg. Ons is in 'n oorlogssituasie en dit kan nie meer, dit werk nie meer om te sê, wat was daai roepsyn Charles om die chopper te roep en te sê kom haal of die lugmag aktiveer. Ons kan nie vandag in 'n situasie wees waar ons teen mekaar werk nie. Politiek gaan ons in Suid-Afrika red, forget it. Die enigste plan wat werk is hierdie. Matteus 22 vers 29, daar's my eerste een. Sê, julle dwaal om julle die skrif en die krag van God nie ken nie. Net die mens wat in die gees is, kan hierdie ding verduidelik. Al dit wat ons in die verlede gehad het vir ons gewerk, en dit was 'n suksesvolle oorlog, maar toe gaan verloor ons die vrede. Weet net, dat ons het genoeg tyd gekoop in daardie bloedvloeiende oorlog, waar ons die vyand buite gaan stuit het in plaas van hier, om vir ons genoeg tyd te gee, om oor hierdie grenslyn te kom, sodat ons kan sê, ek maak klaar met wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en wat voor is net een keuse, of ek dien die vyand van die mens, of ek dien die Here God, die skepper van hemel en aarde,